Goeiemôre broeders en susters, die ander Goeiemôre broeders en susters, dit is 'n bietjie beter. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons wil in ons midde ook verwelkom professor Kobus van der Walt en sy vrou Ina. Hulle is van Potchefstroom. Hy gaan net na die erediens. Gaan hy bietjie met ons jong mense praat oor intelligente ontwerp. Hy het gesê sy praatjie gaan so 'n halfuur aangaan. Maar ons wil die hele gemeente uitnooi om vir daai rukkie te sit en te luister. Hy het vir my vertel vanoggend dat daar gaan verbasende dinge in my liggaam aan nou soos wat jy hier sit. En hy wil vir julle 'n bietjie daarvan vertel. Alles wat in jou liggaam gebeur en ons gaan 'n bietjie hoor van evolusie en al die dinge, en die kinders kan 'n bietjie vra, so dit is 'n baie spesiale geleentheid. So is baie welkom in ons midde. Dit is vir ons 'n voorreg om jou hier te hê. En sterkte vir jou en jou werk daar in Potchefstroom by die universiteit. En dankbaar dat jy hier is. Kom ons begin ons erediens deur die sing van lied 152. Verhoogde Heiland, bind ons saam, waar in U naam ons hier vergader. Dis 'n gebed voor die begin van die erediens. Nou ons vir die Here bid dat hy ook vir ons saambind as 'n gemeente, dat ons ook kan hoor en kan luister. En dan kyk ons hoe die seën uitgespreek word en direk daarna, ek gaan dit nie weer aankondig nie, sing ons saam terwyl ons by beide staan, lied nommer 175, Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning wil bewys. Dit is 'n psalm wat ook vir ons, waar ons die lof aan die Here verkondig. Kom ons begin.
Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvangen is van die Heilige Gees, gebore uit Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons vier volgende week, volgende Sondag, vier ons die heilige nagmaal. En dit is nodig dat ons nadink oor ons sonde en dat ons elke dag voor die Here bekeer. Ek lees vir u die formulier, die gedeelte wat gaan oor die selfondersoek. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek en die nagmaal dan gebruik om die Here se verlossingswerk opnuut in herinnering te roep. Ware selfondersoek bestaan uit die volgende 3 dele. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Ons moet God se vaste beloftes glo, dat al ons sondes vergewe is, alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe. Hulle wat so 'n gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter sy gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal dus wat afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê, opskeuring in die kerk, of staat veroorsaak, meineed pleeg, of ongehoorsaam is, moet nie deel aan die nagmaal nie van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in Christus soek. Met so 'n gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens en aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg en volgens al die gebooie van God te lewe
ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en die drank wat God ons gee. Ek lees tot sover. Kom ons sing nou Psalm 130, die eerste en die tweede vers. Psalm 130 vers 1 en vers 3. Uit dieptes gans verlore, maar redding ver vandaan. Almagtige, ewige God en die hemelse Vader, oor U buig ons hoofde in erkenning van U majesteit en U grootheid, en ons wil aan U die lof toebring met elke psalm wat ons sing, met ons harte en met ons stemme, Here. U is groot. U regeer in die hemel en op die aarde. U het ons as mense gemaak. U het beter geweet as enige mens. U het ons na U beeld gemaak. Ons het elkeen 'n verantwoordelikheid hier op die aarde. En alhoewel ons baie keer gebrekkig is in ons gehoorsaamheid, het ons 'n begeerte om na U te luister. En daarom bid ons, Here, dat U ons nou ook deur U woord sal lei, dat ons kan verstaan, dat ons U naam kan eer, dat ons onsself beter kan leer ken. Ons bid vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons midde. Ons bid dat die Heilige Gees ons ook van binne ons harte sal oortuig van die waarheid wat ons hoor. Ons loof U naam alleen, om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here wil ek vir julle lees uit Psalm 5. Psalm 5, en ek gaan lees van vers 1 tot vers 13, die hele Psalm. Psalm 5. Die opskrif
van die psalm is: help my om u wil te doen. By die koorleier met fluitspel, 'n psalm van Dawid. Luister tog na my woorde, Here, hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskiet moordenaars en bedrieërs. Maar mag ek deur u groot liefde in u huis ingaan en in u heilige tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen. Niks wat hulle sê is waar nie. Al waarom hulle dink is my ondergang, hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God. Laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen u. Maar laat almal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u naam lief het en hulle juig oor u. U laat dit goed gaan met die regverdige Here. U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Ons lees tot sover. En dan met die oog op ons nagmaal volgende week, die pragtige vers. Dit pas so mooi in Psalm 8. Maar ek mag deur u groot liefde in u huis ingaan en in u heilige tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Ek wil eers met die kinders praat. Een van die dae gaan ons daarom hier voor by die preekstoel kom sit. Maar ek wil vir die kindertjies dit vertel. Ek is 'n kindjie van God. Maar wat maak my 'n kindjie van God? Het ek nou opgehou om stout te wees as ek 'n kindjie van God is? Doen ek nou nie meer die verkeerde ding nie? Dit wat 'n kindjie van God beteken, dat ek nie meer stout is. Wie van julle voel dat ons nog sonde doen, dat ons nog stout is, al is ons 'n kindjie van God? Ek sien daar's handjies wat opgaan. Elkeen van ons moet dit voel. Ons is nog stout, al is ons kindjies van God. Maar wat maak ons goeie kindjies van God? Kom ons kyk aan die volgende foto. Nee, hou nie op met sonde doen nie, hou nie op met stout wees nie, maar ek probeer my bes. En die belangrike, ek is deel van die familie van Jesus Christus. Soos daai gesinnetjie saam sit, mamma en pappa en boetie en sussie, almal saam sit en uit die Bybel uitlees. Dit maak vir my 'n kindjie van God. Daai familie, daai liefde van die Here, dit maak van my 'n goeie kindjie van God. En dan probeer ek my bes om nie meer stout te wees. Kom ons sing as gemeente nou saam. Psalm 5 vers 8. Die wysie is bietjie moeilik, bietjie onbekend, maar die woorde is presies dit wat ons in ons teksvers sê. Kom ons probeer dit saam sing. Dankie Jan.
jonk en oud. Daar is sekere dinge in ons lewe wat baie gevaarlik en onvermydelik is. En een van daardie dinge waaraan ek dink, is die baie foute wat ons maak. Dit is onvermydelik dat ons gaan foute maak. En partykeer is dit gevaarlik as ons foute maak. Ek het op die internet gekyk wat daar geskrywe staan oor perfeksionisme. Oor mense wat weier om enige iets wat nie 100% reg is te aanvaar. En dan besef ek, elkeen van ons maak foute. Selfs hierdie perfeksioniste ook. Hoe goed hulle ook al probeer wees. En die positiewe is dat ons uit ons foute uit kan groei. Ons kan daaruit leer. Hoe om te lewe. Dit maak vir ons beter in ons werk en in ons verhouding met ander mense om ons. Nog iets wat baie gevaarlik en onvermydelik is sonde. Dit is onvermydelik om elkeen van ons sonde te doen. En dit kan vermy word. Of dit kan nie vermy word. En dit is gevaarlik, hierdie sonde wat ons doen. Omdat in die gedeelte wat ons vanoggend lees, die Here kwaad raak as ons sonde doen. Daarom is dit belangrik dat ons met ons voorbereiding vir die Heilige Nagmaal volgende Sondag bietjie kyk na ons eie lewe en dat ons kan leer oor ons sonde en die uitwerking daarvan in ons lewe. Liefdes in ons Here Jesus Christus. In amper elke vers in Psalm 5 gaan dit oor die verkeerde dinge wat gebeur. En die psalmdigter wat vir die Here bid en vir hom eintlik in 'n noodkreet uitroep, Here, help my tog. Help my om reg te lewe. Help my om nie foute te maak nie. Help my om nie sonde te maak nie. Die verkeerde dinge en sonde kom nie net in die lewe van ander mense voor nie. Maar het is ook deel van die lewe van onsself. Niemand is sonder sonde nie. En niemand kan perfek voor die Here wees nie. Daar is Christene en kerke wat nie reg kry om die foute en sonde te erken. Hierdie Christene en kerke het die sogenaamde perfeksionistiese leer wat hulle verkondig. Hulle is van mening dat dit moontlik is om sonder sonde te lewe hier op die aarde. Hulle dink nie aan heiligmaking of om Christus om soos Christus te word as 'n proses wat ons dwars deur ons lewe doen nie. Hulle sê eerder, 'n mens moet op 'n stadium in jou lewe moet jy wedergebore word. 'n Aksie van jouself. Ons weet, wedergeboorte is 'n aksie van God waar hy in jou hart begin werk. Hulle sê, jy moet jou lewe vir die Here gee en dan kry jy 'n second blessing, 'n tweede seën. En as jy daai second blessing het, dan kan jy begin om sonder sonde te lewe. En hulle grond dit op teksverse wat in die Bybel staan. Daar staan byvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 6 die volgende: iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig,
het hom nie gesien nie en ken hom nie. En in 1 Johannes 3 vers 9 staan daar, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. As jy daar uit God gebore is, die wedergeboorte, iemand wat wedergebore is, kan nie meer sonde doen. Hulle is in staat om 'n sondelose lewe te lei. 2 verse. En nou kom ons agter hoe gevaarlik dit is om sommige verse uit die Bybel uit te vat en dit nie in sy konteks te lees nie. Want Johannes het iets veronderstel voordat hy hierdie dinge geskryf het. En wat hy veronderstel het, het hy 'n hoofstuk vorentoe geskryf. So die mense moet die brief van voor tot agter lees en nie die middel van die brief begin lees. En wat voorstaan, 1 Johannes 1 vers 8 en 10 is die volgende. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En in vers 10 staan daar, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. So wat ons hieruit moet aflei, is dat ons sondige mense is. Maar as die Heilige Gees in ons werk, dan is ons besig met 'n proses van heiligmaking. En in hierdie proses wil ons beter wees. Wil ons sonder sonde lewe, dan val ons baie keer terug, weer eens in die sonde. So dis 'n proses. Maar nou hou die proses op, hierdie dag, as ons lewe vir die Here gee nie, die sogenaamde wedergeboorte soos wat hulle sê, maar die dag as ons na die Here toe gaan en nie meer hier op die aarde is. So my hele lewe lank is 'n heiligmaking proses. Die wedergeboorte vind plaas voordat ek nog kan reageer. Voordat ek nog my lewe vir die Here kan gee, is hy al besig in my lewe. Werk hy al met my om my te oortuig wat die waarheid is. En nou staan ons voor mense wat die sonde probeer wegsteek in hulle lewe. Dis natuurlik niks niets nie. Dink maar wat die ou slang vir Eva gesê het, toe hy gesê, eet van daai vrug. Toe sê hy vir haar, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan doen. So hy verbloem die sonde. Ons doen dit ook baie keer in ons lewe. Dit is die gevaarlike. Dit is wat ons nie moet doen nie. Dis waarom hierdie voorbereiding vir die nagmaal so noodsaaklik is. Dat ons moet dink oor ons sonde. Dat ons sonde erken in ons lewe. In Romeine 3 vers 23 staan daar so mooi. Almal het gesonde en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. In Romeine 3 vers 10 staan daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een. Lyk jou lewenservaring. My lewenservaring bevestig dat ek sonde doen. Johannes wil in sy brief aan die gelowiges beklemtoon dat wedergeborenes nie soms aanhou met sonde doen nie. Dat hulle nie oorgee aan die sonde nie. Dat hulle nie in oorgawe en aanhoudende doen nie. En nie die sonde aanvaar en omhels nie, maar het probeer veg en teenstaan. Ten spyte van ons goeie voornemens, doen ons die verkeerde dinge in ons lewe. Dink maar nou Paulus, hy het gesê, ten spyte van die dinge wat hy probeer doen, val hy nog elke keer in die verkeerde. En weet julle wat?
val nie sommer net per ongeluk in die sonde nie. Baie keer doen ons daai sonde willens en wetens, doelbewus. Elke keer. Dis die verskriklike van die mens. So is nie net die natuur wat in my werk. So ook baie keer my eie keuses wat verkeerd is. En dis wat dit so gevaarlik maak. Ons het hierdie aangebore sondes wat aan ons kleef. Maar as jy het ook die sonde wat ons elke dag as prins en doelbewus doen. Dan herken ons, God het ons nie perfek gemaak nie. Wat ons ook moet besef, is dat God hierdie goddeloosheid nie dulk nie. En dat hy 'n weerstand het in foute en in onreg. In die Ou Testament is daar talle bewyse van God wat kwaad word as Israel die verbond breek en sy wette oortree. Twee daarvan is byvoorbeeld die woede wat die Here het as hy giftige slange onder die mense instuur, volgens Numeri 21. En die mense gaan dood van hierdie giftige slange. Of dink maar aan 2 Samuel 24, waar die Here 'n pes onder die volk instuur, weens die sonde wat daar gedoen word. En in die Nuwe Testament waarsku Johannes die Doper vir die dreigende oordeel van die Here. Paulus sluit by hom aan as hy skryf in Romeine 1 vers 18, God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. God is kwaad oor die aangebore sonde. Weens ons bande met Adam, die eerste mens op die aarde, word ons in sonde ontvang en gebore. Hierdie aangebore sonde korrupteer ons natuur, maak ons skuldig, en maak dat ons almal die woede van die Here verdien. Maar God is ook kwaad oor die sonde wat ons elke dag doen. Gaan maar na enige kerk toe en kyk in die hart van die gelowiges. En dan gaan jy alle soorte van sonde daar kry. Hoogmoed, jaloesie, woede, selfbevrediging, onkuisheid, angstigheid, luiheid, vloek en naaiwer sal 'n mens oral skryf. En ek is bevrees dat ons sonde nie net by ons dade beperk is nie. Ons denke, ons woorde, ons gevoel is ook die beklemtoning daarvan dat ons hele lewe gekleur is deur die sonde. En een van die ontstellendste leringe van Jesus Christus is dat God ook kwaad word vir die dinge wat ons soms nalaat en nie doen nie. Een keer het 'n kategee aan een van sy jong lidmate gevra, wat word bedoel met die sonde van weglating? En nadat die seentjie baie mooi gedink het, sê hy, Tannie, dit is die sonde wat ons nog nie by uitgekom het nie. Maar eintlik is dit die goeie dinge wat ons nie by uitgekom het. Dit is verskriklik om te dink dat die swaarste klag teen enige een van ons dalk daardie klag is, dat ons stil gebly het, ons moes gepraat het, dat ons onbetrokke gebly het, dat ons ons onttrek het, toe ons betrokke moes gewees het, dat ons bloot nie bekommerd genoeg was. Die
die sonde van weglaat in ons lewe. En jy kan maar dink hoe dit in jou eie lewe nie waar is nie. In hierdie week van voorbereiding vir die heilige nagmaal, moet jy oor jou sonde nadink, maar ook van die woede van die Here oor die sonde. En hoe hard ons ook al probeer om ons sonde weg te steek of te ontken, ons kry dit nie reg nie. Ek wil dit nou deur 'n eenvoudige voorbeeld van elkeen verduidelik, en veral aan ons jong mense. 'n Man het 'n klein wit muisie gekoop as kos vir sy troetelslang wat hy in 'n glaskas aangehou het. En skielik het hy daai muisie in die glaskas laat val. Nou daai muisie 'n groot probleem. Die slang was gelukkig aan die slaap gewees. En nou moet daai muisie baie goue plan maak, want dit kan maar net een sluk wees. En dan het daai slang daai muisie veropen. Hy muisie maak toe die slang, maak toe die plan deur al die ou skaafsokkies te vat en begin om die slang toe te gooi met hierdie skaafsoks. Totdat hy daai slang eintlik onder hierdie skaafsoks begrawe het. Toe die man hierdie muisie se harde werk sien, kry hy die muisie jammer. En hy vat hom weer aan sy sterk en haal hom uit die glaskast. Ons is net so baie keer. Ons probeer ons bes om ons sonde toe te maak. Maar dit is gevaarlik. Dit is onvermydelik. Ons probeer dit toemaak met alles wat ons kan. Weet julle wat die mooie? Ons redding kom nie van binne in. Dit kom nie van binne in onsself nie. Dit moet van buite kom. Soos wat, pas op net, dit is daai luidspreker, die klank is daar by daai nie. Dit kom van buite af. Soos wat daai muisie moet uitgehaal. So moet iemand van buite af kom om ons sonde weg te val en te red. Dis die hele evangelie van die woord van God. Is dat juis Jesus Christus gekom het. En deur sy soenverdienste ons van buite af gered het van ons sonde. Ons kan nie ons sonde hanteer van binne onsself af. Dit help nie ons steek dit weg. Dit help nie ons begrawe dit nie. Dit gaan ons net verslind. En dit is gevaarlik. En dit is onvermydelik. Dit is waarom het so mooi is in Psalm 5. Waarom het hierdie man, digter, Dawid, die vrymoedigheid om na die Here te kom? In ons teksverse staan dit. Maar ek mag deur u groot liefde in u huis ingaan en in u heilige tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Hy kan inkom met die liefde van die Here. Wat is daai liefde van die Here? Dit staan aan die einde van die Psalm. Maar laat almal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. Daar staan daar, u laat dit goed gaan met die regverdige Here. U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Die regverdige. Wat maak ons regverdig voor die Here? Wat ons regverdig maak voor die Here is sy bloed wat vir ons skuld betaal. Dit is wat ons met nagmaal gaan gedoen. So ons staan in 'n week van voorbereiding. Onthou daarom, moenie jou sonde wegsteek nie. Erken jou sonde. Werk daarmee. Veg daarmee. Ons weet, ons redding kom van buite af. Van Jesus Christus, wat vir ons gesterf het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir u genade en vir u liefde. Ons dankie vir u troue sorg.
U het ons beskerm en U bewaar ons. U maak ons regverdig voor U, alleen op grond van U seun se seisoenverdienste. Daarvoor wil ons U dank. Ons bid, Here, U vir ons sal help, dat ons ook hierdie week ons lewe ernstig in oënskou sal neem. Dat ons dit nie net hierdie week doen, maar dat ons dit elke dag in ons lewe doen, sodat ons op die pad van heiligmaking sal volhard. U sal moeg word om te veg teen die sonde. Help ons om te oorwin. Geef vir ons die krag en skenk U vir ons die liefde. Ons bid dit, Here, alleen om Jesus Christus ontwil. Amen. Liefdes, kom ons sing nou saam van Skrifbereiding 18:7, daarvan die eerste, die tweede en die 12de vers. Skrifbereiding 18:7, vers 1, 2 en 12. Die bekende lied, so pragtig, dat ons ook iets in die hemel raak sien. Hy het my die stad getoon, groot en van die hemel daal. Ons doen dit staande, Skrifbereiding 18:7. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan met vreugde in die hart en met liefde in die hart na die huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen.
het die afgelope week een van ons broeders wat ook al ouderling was in ons gemeente begrawe, en ek wil nou vra dat u ook in medelee en in gebed van die familie, Suster Marikie de Bruin, raad van Kobus de Bruin, dat u sal opstaan en vir haar en vir André en vir Estie en haar hele familie aan die troos van die Here opdra. Asseblief, kom ons staan. Baie dankie. Baie sterkte. Die kollekte vanoggend by die deure is bestem vir die diens van barmhartigheid en vir die teologiese studentekas. Bybelstudie Dinsdag 10 Oktober om 9 uur in die kerksaal. Soos onder regulasie 1 van die COVID-reëlings gaan ons nog nie vanoggend teeskink nie. Daar is geen katekisasie nie. Ons het wel ons katekisasie afsluiting vanoggend. Deel van ons afsluiting is dat ons gaan luister ook na professor Kobus van der Walt, wat vir ons 'n bietjie iets gaan meer vertel van intelligente ontwerp. En ek het reeds gesê dat u almal baie welkom is om te bly sit. Ek dink ons kinders, ons reël dat die kindertjies so bietjie sit net 'n bietjie ver uit mekaar uit, maar julle moet 'n bietjie vorentoe beweeg en daar hier in die voorste bank kom sit, sodat julle naby kan wees en lekker vrae ook kan vra aan professor Kobus. Hy is 'n baie slim man en hy sal sommer al julle vrae antwoord. En dan ons dink aan almal, ook in ons gebede, en ons vra dat u hulle ook opdra wat siek is, swak is, wat bedlend is, die wat operasies ondergaan het, word spoedige herstel toegebid. Die ouderlinge, die breë kerkraad en die diakonale vergaderings vind plaas donderdag 12 November vanaf 18:30, 6:30 hier in ons kerkgebou. Ons het weer, ons kom weer saam ook as ouderlinge en diakens donderdag. En u sal ook agterkom dat die Bybels vir die 2020 vertaling is reeds in die winkels beskikbaar. El Shaddai het byvoorbeeld ons plaaslike Christelike boekwinkel het reeds van die Bybels. So ons Bybels het ook die wat bestel. Ons Bybels het Vrydag ook hier naartoe gekom en